My worth is not in what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. My worth is not in skill or name, in win or lose, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. As summer flies, we fade and die. Fame, youth, and beauty hurry by, but life eternal calls to us at the cross. I will not boast in wealth or might, or human wisdom's fleeting light, but I will boast in knowing Christ at the cross. And I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. And I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. Two wonders here that I confess, my worth and my unworthiness, my value fixed, my ransom paid at the cross. And I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. And I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. And I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. And I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. In Him alone.
Welkom by julle huiskerk en ek hoop dit is vir julle 'n lieflike geleentheid om weer so as 'n genootskap of 'n fellowship mense wat dieselfde verlange het om Christus te verheerlik saam te kom ook in hierdie oggenduur. Kom ek vra dat ons nou stil raak vir 'n oomblik en dat ons in gebed na die Here toe kom. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons die enigste weg, waarheid en lewe is. Vader, dankie dat ons kan herdenk in hierdie wonderlike gebed dat Christus vir ons die pad oopgebreek het, sodat ons nou voor 'n heilige, almagtige, heersende God kan kom staan, die enige waaragtige God. En dat ons U kan aanbid en U verheerlik in ons saamwees, maar ook in ons persoonlike lewens. Ons gebed is dat wanneer ons hier saam is in Christus se naam, ook deur die krag van die Heilige Gees, dat U vir ons die gawes sal gee om U te verheerlik, om ons lewens te kom neerlê en ons gedagtes te rig in hemelse plekke. Laat ons ore vandag werklik hoor en laat ons hart werklik getuig. Ons geloofsoë geopen sal wees, sodat ons die heerlikheid van Christus sal sien. En Vader, wanneer ons dit sien, gebeur daar een ding met ons, en dit is ons verheerlik U as 'n heilige en regverdige Vader. Ons eer U. Mag ons saam wees, U grootsheid besin. In Jesus se naam bid ek dit vir ons. Amen. Vriende, ons is ons nou besig in Johannes 17 en dit is so kosbaar om hierdie diepte te sien wat Christus hier vir ons bid. Nou ons is nou al, dis ons 3de week wat ons hierin vertoef en ons gaan vandag lees net vers 6 tot 8. So ek gaan dit sommer vir ons voorlees en as jy jou Bybel het, trek dit nader, dan luister ons so na die woord van die Here. En ek het die naam geopenbaar, dis Christus wat bid, aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee en hulle het U woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het, van U kom. Van die woorde wat U my gegee het ek aan hulle gegee en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van U uitgegaan het en hulle het geglo dat U my gestuur het. Ons gaan net tot daar lees vandag en dan hopelik so 'n bietjie hieroor gesels. Ek herinner julle weer daaraan dat ek 'n volledige dieper delwende MP3 boodskapie stuur ook op ons kerkgroep, sodat jy in jou eie persoonlike delwingsproses of studie 'n bietjie hierin kan gaan duik en jouself verlustig in die woord van die Here. Maar weet wat is my kosbaar tot dusver wat ons in Johannes 17 sien, is dat ek dink aan daai woord, ek wil gaan my Bybel so toe blaai, in Hebreërs. Die van julle wat Hebreërs goed ken, hier in die einde van die Nuwe Testament, weet dat Hebreërs 4 sê, vers 14, terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Met ander woorde, hy sê hierso, kinders, ek wil hê julle moet ook hoor, Jesus Christus het soos 'n volmaakte hoëpriester. Verlede week het ons gesê die kerk, Levitikus 16 het die hoëpriester ingegaan op die groot versoendag. Die bloed van die diertjie wat die versoening vir sondes moes bring, het hy op die versoendeksel gaan neersit. Hy het 3 gebede gedoen. En Jesus kom mirror op 'n manier as die perfekte hoëpriester wat nie net een keer 'n jaar ingaan nie, maar een keer ingegaan het, dit voltooi het en gaan sit het aan die regterhand van God. Dis hy wat deur die hemel gegaan het, Jesus Christus die Here. Jesus is nie net die regte antwoord nie. Hy is absoluut die meesters ewigdurende plan van God. Die skrif sê, hy, naamlik Jesus Christus, die Seun van God, laat ons dan aan hierdie belydenis vashou, dat ons 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het. As jy nou Micha ken in die Ou Testament, dan hoor jy eintlik, hy is waarlik die deurbreker. Dan sê vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, nee. Maar een wat in elke opsig versoek is, net soos ons, maar sonder sonde.
En dan sê hy so kosbaar hoor hierso, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. Dis wat hy hierso sê. So waarmee ons hier te doen het is, wanneer Jesus hier bid in Johannes 17, hardop bid, is dit kosbaar vir die 11, die disippels rondom hom, die wat vir wie hy nou gaan bid, die onderwerp van sy gebed. Luister 'n bietjie verder daaroor in die MP3 wat ek daaroor praat. Maar hy bid ook vir die wat van ons wat tot geloof sal kom in die seun. En dan besef ons iets baie groot, dat hierdie gebed is iets wat hy nie net in daardie uur bid, letterlik voor hy kruis toe gaan, vir sy 11 nie. Maar hy bid ook, en ons verstaan iets, dat hy in sy voltooide werk, die feit dat sy uur gekom het, dat hy verheerlik is, dat hy gaan sit het aan die regterhand van God, dat hy dit wat hy moes gedoen het, die opdrag waarmee hy gekom het, volbring het, alles waar ons reeds gepraat het, dat hy dit tot uitvoer gebring het, en nou is hy die volmaakte hoëpriester wat voortdurend, sy werk het nooit opgehou nie, hy is voortdurend besig om vir ons in te tree in intersessie. Hy is voortdurend besig om vir ons te bid. En weet jy, dit is so mooi wat Jesus sê, ek het die naam geopenbaar aan hierdie mense. So met ander, hy het nie net 'n eenledige plan klaargemaak en voltooi wat voor die tyd, voor die wêreld ontstaan het beplan is, soos Openbaring dan 13 ook later gesê, the lamb that was slain before the foundation of this world. Hy maak nie net daai wêreld klaar nie, werk klaar nie, hy gaan sit as 'n volmaakte groot hoëpriester in hemelse plekke, en hy is konstant besig om vir ons te bid. Hoe laat dit jou voel? Hoe laat dit jou voel? Jy weet, wat vir my so kosbaar is dat in die deurbraak van Christus bring hy uiteindelik vir ons die uitnodiging, hy maak eintlik vir ons soort van die pad oop, nie soort van, hy maak vir ons die pad oop na die Vader toe, sodat ons na die troon toe kan kom, en dat ons genade kan vind, jy weet, genade kan vind, en barmhartigheid, al die dinge, daar sal vind, in die teenwoordigheid van die Heilige Vader. So wat Jesus hier sal bid is verstommend, hy sê, ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Nou wat so kosbaar is dat hy sê, ek het u naam aan hulle geopenbaar. Nou daai naam van God, dwars deur die Bybel het definitief iets gesê, dis definitief 'n beklemtoning, 'n feit, 'n ding wat onderstreep wil word, en dit is, Jesus het die karakter, hy het die eienskappe van God, die glorie, die heerskappy, sy naam, sy bevryding, die verlossing, alles wat binne in hom is, het hy kom oopbreek vir ons. Hy het vir ons kom bekendstel aan die Vader. Ek dink aan Johannes 1 vers 18, niemand het nog ooit hierdie heilige, regverdige Vader, hierdie heilige God gesien nie, maar Jesus het hom vir ons kom oopbreek, as ek dit so wil sê. Hy was nie net gehoorsaam tot die dood nie, hy kom breek hom vir ons oop. Hy bring ons dat ek en jy nou na die troon van genade kan kom, dat ons daar voor hom kan kom staan. Wat vir my so kosbaar is omdat jy nog in Johannes 16 het ons gesê, vers 16-20, en daardie dag sal julle in my naam bid, sê Jesus. Dis nog voor hy hierdie gebed bid, dan sê, in daardie dag sal julle in my naam bid, en ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie, want sien, alles wat die disippels tot op hierdie punt in 3 jaar in hulle lewens ervaring beleef het hulle vir Jesus gevra, en hy het hulle geantwoord, maar Jesus sê eintlik, daar kom nou 'n punt waar daar so enorme deurbraak is in goddelike, ewige plan wat voor tyd bedink is, dat ek vir julle die pad oopmaak na die troon, dat ek as 'n hoëpriester vir julle sal aanhou bid, julle advokaat sal wees wat jou saak sal stel voor 'n heilige, regverdige Vader, maar nou kom die mooiste uitnodiging, hoofstuk 16 vers 27, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad het en geglo het dat ek van hom uitgegaan het. So ons het nou toegang tot die Vader, deur geloof in wie die Seun is en wat hy vir ons deurgebreek het. Ek onthou nog daai tyd, omdat julle Johannes 6, toe ons daar tyd spandeer het, nadat Jesus die vermeerdering van die broodjies en die visies het, hy moes die volgende dag oorgegaan Kapernaum toe, en daar het hy in die sinagoge gepreek. En weet wat so kosbaar is wat Jesus juist daar in Johannes 6, vers 37 sê, hy sê, al wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit
uitwerp nie. Met ander woorde, almal wat die Vader my gegee het, alles dit wat die Vader in sy ewigdurende plan aan my gegee het, sal na my toe kom. En ek sal hom, dis ek, nie jy nie, God, Jesus sê, ek sal hom wat na my toe kom, dit wat die Vader vir my gegee het, nooit uitwerp nie. Nou daai woord in die Grieks is vir my so mooi, dis die woordjie me. Dis 'n dubbele negatief in die Griekse taal. En wat dit beteken is, in die dubbele negatief is, wat Jesus eintlik sê, not at all sal ek jou uitwerp nie. Not by any means, nooit ooit nie. Dit is dieselfde dubbel negatief wat ons in die Ou Testament kry en later herhaal in Hebreërs 13 waar die Here sê, ek sal jou nooit ooit begewe nie, ek sal jou nooit ooit verlaat nie. En hierdie woorde is woorde wat geredde skapies moet hoor. Dis vir verloste mense. Dis vir mense wat die knie gebuig het en die tong bely het. Dis die mense aan wie Christus die naam van 'n heilige God geopenbaar het, hulle aan hom bekend gestel en die pad na hom te deurgebreek het. Dit is vir mense wat gereageer het op hierdie deurbraak wat Christus gebring het. Dis die mense wat agter hom aangestap het. Dis vir die mense wat uit die wêreld uitgeruk is en deur God aan sy seun gegee is. Dis nou al 'n paar maal wat ons in Johannes 17 sê, dat ons moet onthou, dat hierdie ewigdurende plan van God, die reddingsplan van God lê in sy seun. Dis waar die reddingsplan lê. Daar is met ander woorde 'n standvastige belofte wat God gebring het in sy seun. Daarom is daar 'n voortdurende uitnodiging om na die seun toe te kom, om ons lewens in sy seun toe kom vas lê, want as ons lewens daar neer lê, as ons nie probeer uit ons eie morele goedheid nie, maar sy naam aanroep, die een wat hier vir jou bid, die volmaakte hoofpriester, dan word hierdie belofte van die wat die Vader aan hom gegee het, dit wat hy bewaar het, dit wat hy aan u behoort het, wat u vir my gegee het, daai veilige vesting tot in ewigheid staan as 'n goddelike belofte vas vir jou. En ek hoop dat jy dit vanoggend sal hoor. Jy sien, ons gaan deur soveel krisisse. Daar's soveel dinge wat ons tuister en ons wil afbreek. Daar's soveel onsekerhede wat ons om elke hoek en draai van ons lewens wil ontmoet en ons oorweldig. Maar dis hier waar ons diepte moet vind en tot rus moet kom in die dubbel negatief. Ek sal julle nooit ooit verlaat nie. Die wat die Vader my gegee het, sal ek behou. Ek sal julle behou tot in ewigheid. Omdat julle die lied wat ons verlede Sondag in die voortrekkersaal gesing het, en ek moedig julle net weer aan, moenie net huiskerke toe kom nie. Kom na die gesamentlike byeenkomste toe, want dis daar waar ons 'n erediens saam korporatief lig tot verheerliking van God. Ons het gesing, kom alle getroues vrolik en vol vreugde. En toe het ons gesing, in u getroue bly ons ook behoue. Buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding, buig dankbaar in aanbidding voor Christus die Here. En wat ons mekaar gesê het, in u getroue, in u seun bly ons behou. En dis presies wat Jesus hier bid. Ek het die naam geopenbaar aan hierdie mense. Ek het dit, I made it visible, known who you are, God. Dis wat die Grieks hier sê vir geopenbaar. Ek het u verhelder vir die mense. Ek het die goddelike plan verhelder vir die mense, sodat hulle besef, hulle het u werklik nodig. Ek het u verhelder. En weet jy, dis wat die Here hierso sê, ek het hulle wat aan u behoort het, het u aan my gegee as die bruid vir die bruidegom, 'n rein bruid daarby gesê, en hulle het u woord bewaar. En jy weet, die waarheid getuig die hele tyd hiervan waarmee ons eintlik nou vanoggend begin het, dat hierdie volmaakte hoofpriester, Jesus Christus, het nie opgehou om ons te behou nie. Hy behou ons. Hy sal ons nooit uitwerp nie. So ek vra jou eintlik, daar's soveel meer en dis hoekom ek dit in die MP3 sit. Ek wil net hier helemaal in die gang kom en gesels vandag, net so inleidende gedagtetjie. En dan moet julle self 'n bietjie oor gesels. So ek wil net eintlik 'n vraag vra wat julle 'n bietjie moet bespreek dalk en 'n bietjie oor gesels. En dit is jy werklik in Christus? Is jy werklik uitgekies in die Seun? Het die Vader jou gekies in sy Seun? Ja, hy het sy Seun beskikbaar gestel, maar die vraag is, het jy jou knie gebuig? Het jou tong bely dat Jesus Christus die Here is? Of kom jy by 'n punt waar jy soveel meer kom staat maak
op jou eie morele goedheid. En hier lê die punt wat ek eintlik wil beklemtoon vandag. Met ander woorde, jy kom staan eintlik, baie mense kom staan eintlik voor die Vader en sê, maar ek staan hier in my eie waardigheid. Ek staan hier omdat ek 'n goeie mens is. Maar ek wil vir julle beklemtoon dat wat Jesus hier bid, ek het die naam geopenbaar aan die wat u my uit die wêreld gegee het, wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort. Dis God se geskenk. Ek het hulle aan u gegee. Hy sê, want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. Ek was gehoorsaam. Daai woorde, die woorde van redding, die woorde van heiligmaking, die woorde van verlossing, alle woorde wat God vir hom gegee het ek aan hulle gegee. Ek het onderdanig aan u gewees in die orde van God. Ek het uitgevoer wat u gesê het. Tog was ek in goddelikheid gelyk aan u, verheerlik saam met u, sê Jesus. Maar ek het dit gedoen. Hulle het dit ontvang en toe het hulle uiteindelik waarlik erken dat ek van u uitgaan. En hulle het geglo. So daarom is die vraag is, en die punt wat hier gemaak is jy sal dit baie duidelik moet besef wat Jesus hier bid. Sonder Christus is jy verlore en jy gaan onmiddellik sê, maar ons ken dit al van kindsbeen af. Man, jy hoef nog nie eens verstand te gehad nie en ons het dit geken. Maar weet jy, sonder Christus is ons nie net verlore nie, ons is ook nie behoue nie. Ons word ook nie vasgehou nie. Sonder Christus word ons nie bewaar nie. Sonder Christus is daar vir ons geen toekoms nie. Sonder Christus, en hier kom die punt wat ek wil maak, staan jy eintlik eendag skuldig in die goddelike hof voor die regverdigste, heiligste Vader van alle tye. En weet jy wat is die bewysstukke wat teen jou ingedien gaan word? Is die heilige, perfekte wil en wet van God. Want weet jy, die wet sê dwars deur die Ou Testament, wees heilig en wees perfek soos God. En ergens het die duiwel hierdie leuen vir mense gegooi, dat jy dit kan doen aan jou eie morele goedheid. Jy is mos 'n goeie mens, jy praat nie lelik van mense nie, jy gee nog selfs 'n almoes vir mense, jy help mense wat in nood is, jy's 'n goeie mens. Maar weet jy, al daardie mooi, kom ek erken dit, mooi dade sal jou nêrens bring in die oomblik wanneer jy in 'n goddelike hof in die eindtyd sal staan nie. Al wat dan sal saak maak, is die een wat hier, die volmaakte groot hoëpriester wat deur die hemele gegaan het, wat vir jou kom bid het, en dat jy jou lewe en toevlug in hom gevind het. So wat moet jy doen? Jy moet reageer op jou redding, jy moet jou lewe kom neerlê. Petrus sê dit so mooi, toe 3000 tot bekering kom, toe hulle in hulle hart besny, hy sê vir hulle, bely, repent julle tekortkominge, sê dat ek tekort skiet. Maar sien, dis die probleem, ons staan in trots. Ons staan in trots. En dan staan ons nog in die valse teologie wat deur die wêreld loop van, ons het 'n God en 'n Vader wat vir jou uitkyk en vir jou net die beste in die lewe wil gee. Die goedheid van God lê in sy seun. En daardie goedheid het hy vir ons kom aanbied in sy seun. En dis wat Jesus hier bid, ek was tot die eindtyd getrou Vader aan hierdie goedheidsplan van u, ek het dit uitgevoer, ek het dit gegee, ek het dit bewerkstellig vir u kinders. So as jy eendag voor in die hof moet kan staan en die standaard van God se wet voorgehou moes word, sal ek vir jou wil sê, en ons nie vir Christus gehad het nie, is almal van ons, letterlik almal van ons, verlore, skuldig en verdien ons die straf van God. Hierdie is so 'n deurslaggewende punt wat ons sal moet maak. Jy sien, die Bybel sê dit baie duidelik, as gevolg van ons gevalle Adam natuur, sou ons almal net as ons 'n lelike gedagtes oor iemand gehad het, as 'n moordenaar uitgekrenk word. Selfs al het ons net iets gekyk wat ons verlang, het ons eintlik daar, is ons 'n dief. Selfs as ek met wellus kyk na 'n ander man of vrou, is ek 'n egbreker, jy weet, en is ek 'n goddelose mens eintlik. Jy sien, Jesus trek in die bergrede daai lyne so fyn. So daar's nie 'n manier dat jy voor God geregverdig kan word en in God se plan gegee kon word vir sy seun, as jy nie in die volheid van tyd na sy seun toe gekom het en nie jou lewe vir hom kom neer nie. Jy staan skuldig onder die wet, maar soos ek verlede week gesê het, ek het vir julle goeie nuus, en dit is dat God wel 'n plan gemaak het om vir ons die deurbraak te bring in sy seun. En dis presies wat Jesus hier bid. Ek het u naam geopenbaar aan die mense. Ek het u glorie aan hulle kom deel. Ek het hulle bewaar, Here, ek het hulle gebring na u woord toe, en hy sê, en hulle het u woord bewaar. Ek het u naam vir hulle gegee, ek het u naam geopenbaar, ek het u heiligheid geopenbaar, en hulle daarop gereageer. Want as jy nie heiligheid en die teenwoordigheid van God
kom staan en na sy naam kyk, na sy heerlikheid, na sy glorie kyk, dan sien jy jou tekortkoming en al wat jy kan doen, is om na sy seun toe te vlug. Om na sy seun toe te hardloop. Om by sy seun tot rus te kom. Psalm 9 vers 11 is vir my so kosbaar in aansluiting by vers 6 van Johannes 17, wat dan sê, en hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u, die wat u soek, nie verlaat nie. O Here. Nou dit sluit my aan by die gedagte daar in Kapernaum, dat ek nooit ooit in die dubbele negatief hulle sal laat vaar of verlaat of uitwerp nie, nooit nie. Dit laat my weer eens dink aan waar ons vanoggend begin het met die volmaakte hoëpriester wat deur die hemele gegaan het, wat konstant vir jou bly bid as 'n intercessor en jou advokaat en jou saak stel voor God. Hoekom dan nie met alles wat jy het, die woord van die Here bewaar, in geloof by hom bly, die woorde wat vir jou gegee is, jou verlustig daarin en dit absoluut die rigtingsbepaler van jou lewe sal wees nie. Die woorde van die Here om dit te bewaar was nooit bedoel om jou perfek te maak op hierdie aarde nie. Dit was bedoel om jou rigting te gee na die seun. Sodat jy agter die seun sal aanloop en doen en later hom sal verheerlik. Ek wil julle eintlik uitnooi deur net vir julle hierdie te lees. Ek sê heel wat meer hieroor in die MP3, so gaan luister asseblief daarna. Maar hoor net wat sê Efesiërs 1. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van hierdie wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders, sy seuns, vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het, in die geliefde. Nou, wat jy daar hoor, is presies wat Jesus hier bid, in Johannes. Hy sê, die wat u aan my gegee het, aan hulle het ek die woord gegee. Die wat u gekies het om aan my te gee. So die groot vraag van die kiesproses van God, lê uiteindelik om te besef dat ek uit die wêreld uit gekies is, uit die wêreld uit geruk is, deur Christus se offer, deur sy genade, Efesiërs 2, en toe is ek gegee aan die seun. Gegee. Dis die geskenk van God aan sy seun. Jy kan Efesiërs 1 150 keer gaan lees. En wanneer jy dit gaan lees, gaan jy elke 150 keer gaan jy sien, dat die plan van God het gelê in die getrouheid van sy seun. Die plan het gelê in Christus. Die plan het gelê in sy liefde. Dit is die wie God gegee het, is die wat uiteindelik hulle lewens sou neerlê in Christus, die wat sou kom. En kan jy nou hoor, hoekom die opdrag, die groot opdrag van Matteus 28 so kosbaar en deurslaggewend is vir jou wat luister, gaan dan heen, verkondig die evangelie, doop die mense, maak hulle my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Ek is by julle al die dae tot met die volëinding van hierdie wêreld. Met ander woorde, daai opdrag is deurslaggewend. Gaan nou in die wêreld en gaan ruk en gaan bring mense na die seun toe, gaan verkondig die evangelie wat Jesus hier bid, gaan vertel vir hulle van die ewige raadsplan van God, gaan vertel vir hulle dat niemand waardig is en uit hulle eie morele goedheid nie, gaan vertel vir hulle dat ons eintlik almal morele egbrekers, moordenaars, diewe was, dat ons almal skuldig gestaan het in die perfekte en heilige wil en wet van God, en dat ons almal daardeur die ontvlugting sou kry, alleenlik, deur 'n deelgenoot te word van die seun, deur ons lewens neer te lê, en in deelgenootskap, die verdorwenheid, die stikkendheid, die aanklag teen ons in die wet sal ontvlug, en reguit sal hardloop na die seun toe. En in hom gevind te word, nie met ons eie heerlikheid nie, nie met ons eie krag en met ons eie morele goedheid nie, maar alles wat Efesiërs 1 hier sê, lees gou dit, Efesiërs 1 vanaf vers 3 tot 6, alles wat daar gesê is in sy seun.
Al die planne, al die heerlikheid, al die glorie van God was in sy seun. Dis vir jou aangebied, dis vir jou gebring. En hoe gaan jy daarop reageer? Gaan jy by Johannes 17 uitkom wat hy sê, en hulle het die woord bewaar? Hulle het die woord, hulle het die gebed, hulle het die intersessie, hulle het die heerlikheid, hulle het gekom na die troon van genade, hulle het kom sit in genade en barmhartigheid verkry, hulle het hulle verlustig in die weë van die Here, hulle was geplant soos 'n boom langs waterstrome, hulle het die wet van die Here, sy woord en sy instruksies oordink dag en nag. Hulle het hulle krag daarin gevind. Gaan jy daarin jou verlustig? Of gaan jy steeds deurgaan en sê, ek is die pinnacle point van God se plan, die Here skuld my redding, hy skuld my verlossing, ek moet dit kry omdat hy dit vir my moet gee, dis sy werk. Nee, hy sê, ek het julle gebring en die plan was altyd in sy seun. Die verheerliking van God was in sy seun. Dis wat hy wou gebring het. En hy sê, ek het my dit voorbeskik om julle as my kinders vir homself aan te neem. Wat so mooi is van daai oorspronklike woord in die Grieks is son placement. God decided to place you in his son. Son placement, this adoption, to place you into the son, 'n deelgenoot van sy natuur. Vriende, daar is so kosbare dinge wat ons verder hieroor kan sê. Ek wil vir julle eintlik hier net stop en sê, praat 'n bietjie hieroor. Praat 'n bietjie hieroor of jy werklik tot by Christus gekom het en jou lewe neergelê het. Praat dan oor, hoekom moet jy hierop reageer? Hoekom sit ons nie in 'n passiewe godsdienst nie? Mans, julle wat Dinsdag aan daar was, ek wil sommer vir julle vra 'n bietjie voor te neem in julle groepe en 'n bietjie hieroor te gesels. Hoekom ons nie in 'n passiewe godsdienst sit nie, maar juis in 'n reaksie op die aksie van God wat hy van ons geneem het in Christus. Ek herinner net ten slotte, hy het vir ons al die geestelike seëninge kom gee in die hemele. En daai geestelike seëninge, vriende, is die feit dat jy vrygespreek is, dat jy die Gees ontvang het, dat daar vir jou vryspraak gekom het van skuld, skande, sonde en Satan, dat daar vir jou vergifnis gekom het, dat daar vir jou adoption, son placement gekom het in sy seun, dat jy genooi is, dat jy wat skuldig was eintlik en ontbreek het aan die heerlikheid van die Here, vry, nuut en skoon gemaak is in die offer van die seun namens jou. So ons moet kom tot by die troon van die Here waar ons besef, hierdie Jesus wat hier bid, ek het u naam geopenbaar. Ek het die wat u my gegee het ek bewaar. Ek het hulle wat aan u behoort het en wat u aan my gegee het, ek het met hulle gepraat en hulle het een ding besef, hulle het dit toe geglo, hulle het geweet hoekom ek moes gekom het, hulle het die ding ingesien hoekom hulle my nodig het en uiteindelik was hulle reaksies, hulle die woord bewaar. Hulle het die woord bewaar. Hulle het waarlik erken en hulle het waarlik geglo. En ek vra vir jou, is jy in daai kategorie van waarlik erkentenis en waarlik geloof? Ek hoop julle gesels nou lekker saam en dit vir julle kosbaar sal wees om bietjie te praat oor om weg te breek van 'n passiewe godsdiens en 'n God verheerlikte erediens wat vir ewig en altyd aangaan. Waar Jesus die een is waarin die verkosenheid lê en dat ons na hom toe moes kom en ons knie moes buig en ons tong moes bely, hy Here is. Lekker gesels en ek vra veral dat jy nou na die volgende lied ook sal luister voor julle saamgesels en julle net sal verlustig in die dankbaarheid vir die goedheid van God wat hy bewerkstellig het alleenlik in sy seun. Die Here seën julle. Volgende week is ons saam in die oorlogsaal of die ou oorlogsaal of die Vreekstandersaal. Dit is bo die hoofpaviljoen van die hoërskool se sportveld. Ek stuur vir julle 'n pin, sien julle daar. Ek nooi sommer julle almal. Kom ons kom almal bymekaar en ons buig dankbaar in aanbidding en in die getroue bly ons dan sommer ook saam behoue terwyl ons God verheerlik. Tot dan, sien julle. Bye bye. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life
of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Hey! 'Cause all